Goeiemôre, good morning op hierdie klein Saterdag. Hoe lekker is dit nie? Ja, hoe lekker is dit nie om jou dag te begin met goeie geselskap soos hierdie. Tada! Wat net vandag voor op die Man, program, daar's 'n Pieter? paar dingetjies waarna ons kan uitsien, maar dis vir my altyd die lekker. Kyk, hierso lyk ek nou. My magies, dis julle. Goeiemôre. Nou ja, vandag gaan ons kyk waarom ons in die winter meer geneig is om lus te raak vir trooskos en hoe om gesond te bly sonder om die lekkernye prys te gee. Ons gesels ook oor die onlangse FIFA nuus. Ja, ons kyk hoe ons jong mense beter vir die al ewig veranderde ekonomie kan voorberei en Karl Kitchoff kuier by ons met sy nuwe weergawe van Psalm 23. Klink na iets wat lekker vol verskeidenheid en vermaak gaan wees. Ek Ja. sien uit. Baie lekker. Ek wil net vir Karl vra hoekom lees ek nie sy naam tipies. Dit klink vir my soos asof dit 'n rugby naam moet wees. Karl Kitchoff. Karl Kitchoff, ja. Klink bekend. Maar nou ja, sy van is nie Koen nie, want dan was dit Karl Koen wat hierso was. Pieter, jy's vol grappies so vroeg in die oggend. Ja, maar natuurlijk. Altyd. 'n Nou ja. grappie en 'n lied in die hart. Van Karl Koen na 'n walvis. Luister, het jy nou al 'n bietjie gaan walvisse kyk waar by Hermanus of Ek het nie opsetlik die walvisse gaan kyk spesifiek nie, maar toe ons in Hermanus was, kon ons hulle sien daar in die jy sien hulle altyd so in die verte en hulle lyk so klein, hulle lyk so karrelbil. Hulle doen, maar hulle is eislik groot, hè? Hoe groot word wat wat is 'n blou walvis? Hoe groot dink jy word hy? Ek het geen idee nie. Kan nie eens dink nie, and I can't even kind of comparatively go, oh, it's the size of 17 buses, or you know, like that type of thing. I just can't get my head around it. Maar kom ek vertel vir jou hierdie storie. 'n Skaarse vinwalvis van ongeveer 23 meter in lengte het van dese week naby Gansbaai uitgespoel. Dit is die eerste aangetekende geval van die spesies langs die groter Dyer Eiland kuslyn. Die walvis of die wyfie walvis is aanvanklik Woensdag voordat sy by die plaat uitgespoel het, naby die Gansbaai hawe opgemerk. Bewaringsspanne van Marine Dynamics en die Dyer Island Conservation Trust het onmiddellik gereageer en die karkas gaan ondersoek. Die vinwalvis is die tweede grootste walvisspesie op aarde, net kleiner as die blou walvis waaroor ek en Rosanna net gesels het. Luister net hierna, hulle kan tot 27 meter lank word en kan meer as 70 ton weeg. Hulle word egter selde naby die kus gesien en bly gewoonlik in die diepsee. Wetenskaplikes van die Universiteit van Pretoria se walviseenheid gaan blykbaar nou monsters versamel om die presiese oorsaak van die dier se dood vas te stel. Weens grootskaalse walvisjag word die vinwalvis wêreldwyd as 'n kwesbare spesies geklassifiseer. 70 ton, dit het ek nogal gedink, 23 tot 27 meter, that's huge. Dit is ver, dit is baie as hierdie atoe, Ja, dit is langer as ons atleet. beslis. Ek dink as hulle praat van 'n gewone bus of 2 busse, jy weet 'n toerbus of so, of 7 verdiepings as jy hom in die hoogte en die diepte wil sien. Nou dink ek net, hoe voel daai arme walvis? Dink jy dit is vir hulle moeilik as hulle in die vlak water kom? Sleep hulle pense as het ware? Yeah, I think once they are so close to the coastline, it's very difficult for them to get back. get that bulk out again. En dit is maar altyd hartseer as 'n mens daai stories sien van die walvisse wat uitgespoel het. Maar dan is dit ook vir my net so mooi dat hierdie so rare spesies is en dit is nie iets wat ons gereeld sien nie. in hierdie land nie. Ja, en as ou dit sien is dit gewoonlik National Geographic wat van die Exactly. mooiste prentjies maak. En dan wys hy jou net hoe groot is die oseaan, want as Ja. jy hulle so sien, lyk hulle so klein en hulle Ja. lyk so beautiful in die groot wye waters. Maar die ander ding is, hulle wou net 'n bietjie kom inloer en nou gee dit wetenskaplikes 'n kans om regtig naby aan hulle te kom. Ongelukkig nou in 'n vorm waar hulle nou nie lewendig is nie. Yes. Maar nog steeds is ek seker hulle gaan baie kan navors. I think it's so fascinating also, and I don't know if you've ever heard this, but they say we know more about outer space, Yes. than we will ever know about what's happening in the depths of the ocean. Dit is vir my net verstommend dat ons weet wat daar aangaan, Ja. maar minder wat hier onder in die see aangaan. En daar's so baie. Het jy al gescuba duik? Ek het ja. Ek het nou nog nie, maar ek het al gesnorkel en so. En selfs net met die snorkel, Baie goedjies. dit is nie so diep nie, Ja. maar jy sien allerhande goedjies wat daaronder is en dit is vir my so mooi. Jy raak lekker aan die giggel daaronder, maar as sou skerp tandjies by jou 'n draai kom maak dan
vergeet jy om asem te haal of jy is net borrels. Dan is jy net soos, Oral is dit net borrels. Okay. Ek het ook vir ons vanoggend ook 'n redelike interessante storie. Ja. Wanneer mense aan Formule 1 dink, is die eerste gedagte gewoonlik spoed en ernstige kompetisie. Maar die afgelope naweek se renjaarsparade by die Britse Grand Prix het 'n speelse wending geneem en nie elke renjaar was ewe beïndruk nie. Voor Sondag se wedren by Silverstone het al 22 Formule 1 jaars die tradisionele parade in lewensgrootte Lego motors voltooi. Die kleurvolle replikas wat elk uit meer as 28.000 Lego blokkies gebou is, kon snelhede van sowat 25 km/h haal en het meer as 6.400 uur geneem om te bou. Die huidige wêreldkampioen Max Verstappen, hy was eintlik 2 seisoene terug, Lando Norris is die huidige wêreldkampioen. Hy het egter gesê dat Formule 1 jaars nie soos kinders en narre moet lyk nie en was van die mening dat die tradisionele parade baie meer professioneel lyk. Lewis Hamilton het ook aanvanklik die idee gekritiseer en het dit duidelik gemaak dat hy nie sal deelneem nie. Ferrari het wel later bevestig dat hy wel sal deelneem. Almal was wel nie teen die idee gekant nie. Huidige wêreldkampioen, McLaren se Lando Norris, het gesê dat hy daarna uitgesien het en het vooraf geskerts dat dit reeds 'n oorwinning sou wees as hy bloot die wegspringlyn haal sonder om in 'n ander Lego motor vas te ry. Daar was verlede jaar by die Miami Grand Prix 'n soortgelykte sogenaamde Lego parade wat nadat die motors teen mekaar gebots en Lego stukkies oral oor die baan gestrooi het, vinnig 'n gunsteling onder aanhangers op sosiale media geword het. Ek dink hierdie is so oulik. Ek hou daarvan, ja. Ek dink dit is so oulik en ek dink ou Max Verstappen en Lewis wat nou nie dink dit is professioneel nie. Ek weet hulle neem hulle werk ernstig op, maar daar's ook tyd vir 'n bietjie pret en Formule 1 is natuurlik vir hulle sport wat hulle beoefen. Dit is groot geld wat daar betrokke is. Maar hierdie is iets so oulik. I mean, how often will you see this? En die feit dat die motors werk. Dis vir my incredible. Jy weet, ek dink nogal dis 'n manier hoe hulle ook die jonger generasie net probeer sê, luister. En dan begin hy nou by 'n klein Lego karretjie, 'n groter Lego karretjie, maar ek sien nou nogal, ek weet ons het vroeër in die week het ons mos nou gesels met Toys R Us en Vadersdag en goed. So ek wil net vir die koene sê Vadersdag is op pad. Ek het 6.500 ure beskikbaar om so 'n nommertjie te bou. Luister, interessant genoeg, wie dink jy is die grootste vervaardiger van bande in die wêreld? Lego. Jy sien, jy het met Arnold Geerts gesels, want ons gesels oor Lego, baie dankie. Nou ja, toe. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer oor die wit te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteit sorg elke dag en met dit is ons nou weer terug. Jy kyk goeiemôre, good morning. Met die koms van die winterkoue neem die hinker na warm bederfies en swaarder maaltye dikwels toe. Ons gesels vandag oor of hierdie eetlus 'n biologiese reaksie op die koue is en of dit bloot sielkundig van aard is. Die eetkundige Shani Legrandsie gee raad oor hoe om 'n balans te vind tussen wintertrooskos en 'n gesonde leefstyl. Shani, welkom terug by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, is lekker om hier te wees, Rosanne. Is dit noodwendig nodig om meer te eet in die winter? Of is dit maar nou net 'n sielkundige ding dat ons dink aan die trooskosse en die kosse wat net mense laat lekker warm voel van die binne af buite toe? Ek dink ons beslis albei, sielkundig en ek dink daar is baie sterk biologiese drywers wat maak dat ons meer honger is tydens die wintertyd. So ons liggaam werk harder om ons kerntemperatuur van 37 grade Celsius te behou. So ons verbrand 'n klein bietjie meer energie.
as ook ons daar's 'n proses wat gebeur wat ons noem termiese effek van kos. So as jy eet, verbrand jy meer energie en jy bak jou lyf warm van binne. So natuurlik gaan dit ons dryf om meer te wil eet. Met die sielkundige aspek, ons kort 'n bietjie trooskos vir die grys wintersmaande. Jy is maar meer vasgevang in die huis, naby aan die yskas, wat ons nou lei om bietjie meer te pesel as gewoonlik. Die tipe kos waarna mens hinker is goed soos brood en sjokolade en pasta. Hoekom daardie tipe trooskosse? Dit is baie gelink aan ons breingesondheid. So omdat winters daar ons sien ons het minder sonkontak. So dit het 'n effek op ons serotonienproduksie. En serotonien is 'n baie belangrike hormoon om ons gemoedtoestand, om ons aptyt te reguleer en sonder die Vitamiene D wat geaktiveer word van die son, dit ongelukkig baie belangrik om die serotonien te produseer. So gewoonlik kry ons daai seisonale depressie. En om juist dinge soos brood en sjokolade te eet, word baie insulien afgeskei en die hormoon insulien help dat die boustene om serotonien te vervaardig vinniger na die brein vervoer toe kan word, wat dan nou weer help dat ons beter voel. Het 'n mens regtig soveel meer energie nodig in die winter? Ongelukkig, so ons verbrand definitief 'n klein bietjie meer energie in die winter, maar dit is nie so baie soos wat ons dink nie. Dit is nie meer soos in die oertyd waar ons in die sneeu rondgeloop het nie. Ons het nou warm klere, ons het verhitte huise en karre. So ons basal metabolic rate wat die minimum hoeveelheid energie is wat ons liggaam nodig het om te funksioneer, word verhoog met omtrent so 3 tot 7%. So dit is 50 tot 150 kalorieë vir 'n gemiddelde persoon. So dit is dalk nie eers genoeg vir 'n ekstra vrug of 'n paar koekies nie. Maar ongelukkig daai syne wat vir ons sê ons moet eet is maar nog baie sterk. Want dit gaan maar terug van die oertyd af. Gewoonlik met wintersmaande was dit maar skaars tyd vir kos en daai regulering is maar nog steeds vas binne ons en sê vir ons okay, kom ons eet dat ons lekker vet kan opbou vir ingeval daar 'n paar swaar maande gaan kom. Dis soos die ysbere en so wat hiberneer en dan eet hulle, dan slaap hulle vir die winter en kom hulle weer uit en is hulle vet en fris en gesond. Presies dit, en ongelukkig is dit nie vir ons nodig nie. Baie mense drink minder water in die winter, maar eintlik moet 'n mens steeds jou water reguleer en seker maak dat jy genoeg water drink. Ek het nog daar buite, toe ons voor ons in die studio ingekom het, toe het jy nog mis gesê, well dan dat jy so lekker water drink so vroeg in die oggend, maar dit is vir my 'n gewoonte, maar ek dink vir baie mense is die winter baie moeilik om water te drink. Ja, dis die grootste fout wat meeste mense maak, Rosanne, is om te dink as hulle nie dors is nie, dan kort hulle nie water nie. So tydens wintertyd word baie van die bloed geskuif na ons kerngedeelte binne ons liggaam waar ons organe lê. En met dit kil dit die brein om te dink, okay nee, ons kort nie so baie vloeistof nie, hierdie persoon is gehidreer. Maar nog steeds raak jy liggies gedehidreerd en die brein misgis ligte dehydrasie met hongerte. So dis hoekom wat ek ook baie van my kliënte sê, as jy baie suiker, cravings en daai kry, dalk is jy ook net dors. So ons moet daaraan werk om genoegsame vloeistof te drink. Dis omtrent so 30 tot 35 ml per kilogram as mens dit sou wou uitwerk. Maar ja, dit is nie vir almal so maklik soos vir jou om die koue water vroeg in die oggend te drink nie, maar mens kan dit baie maklik korrigeer met warm drankies soos jou kruie tee, rooibos, groen tee, gemmertee. Dit maak jy ook sommer 'n bietjie warm van binne af. Ja, maar die tipe tee wat mense nou sonder melk en suiker en daai tipe goed nog bygelas het ook. Ja, dit is 100% reg. Ons moet nie te veel afhang van koffie nie. Ja. Ek wil ook vra, in die winter is 'n mens ook geneig om baie meer siek te word of meer gereeld siek te word. Wat is van die voedselstowwe wat jy kan inneem om jou immuunstelsel lekker op te bou en te versterk? Daar het dink ons aan Vitamiene C wat natuurlik belangrik is, maar die eintlike belangrike vitamiene is jou Vitamiene D en jou sink.
So soos ek nou genoem het, jou dae is baie korter in die winter, so ons het nie baie kontak met die son nie, Ja. so Vitamiene D vlakke word baie verminder, wat 'n baie belangrike rol speel met jou immuunstelsel. En dan tweedens sink kry ons daarom gelukkig in dinge soos ons bone, ons neute, ons saaitjies en baie van ons proteïenkosse. So ons wil kyk om genoegsaam van dit te eet. En ons moet ook dalk kyk na ons maaggesondheid of ons spysverteringsgesondheid. Jou immuunstelsel, jou spysvertering is omtrent 60 tot 80% involved in jou immuunregulering. So om meer fermenteerde kos te neem, sal altyd goed wees om jou immuunstelsel te versterk en ook meer veselryke kos. Die hele idee van jou wintergesondheid en jou self net beter op te pas is 'n balans tussen wat jy eet en natuurlik bietjie oefen ook. En in die winter is dit minder maklik om te oefen want dit is net koud en jy wil net in jou bed bly of jy wil nie gaan stap nie want dit is koud buite. So hoe handhaaf mens die balans tussen die gesonde eetgewoontes en dan om die aktiewe leefstyl ook daarmee te paar? Ek dink as jou omgewing verander, moet jou strategie ook verander. Soos jy genoem het, dit is nie maklik om nou vroegoggend, laat aand uit te gaan en te gaan oefen nie. So kyk om dalk mikro-oefeninge te doen by die huis. Kyk om dalk 'n weerstandsband te kry waar jy sommer dit klein oefeningkies kan Google om voor die televisie te doen vir 15 minute voor jy gaan stort, net om aan die gang te bly. Dit gaan veral as jy kan kyk om spiermassa so op te bou, dit verhoog jou basal metabolic rate natuurlik en dan help dit ook om 'n bietjie daai gewig onder beheer te kry. Ja, want mense sê, maar dis nou my winterliggaam, maar jy kan dit lekker gesond ook hou. As jy 3 wenke vir ons kykers kan gee om hulle self gesond te hou hierdie winter in terme van 'n goeie leefstyl, wat sou daai 3 wenke wees net om jou af te sluit? Ek sal sê fokus aan veselryke kos. So wat vesel doen is dit gee vir jou 'n bietjie volume wat die maag laat strek en sodra die maag strek word die hormoon leptin afgeskei wat jou vol laat voel. So dit werk teen die hormone wat meer afgeskei word wat vir jou meer honger laat voel. So kyk of jou bord helfte met warm groentes kan bedek. Doen meer groentebreedies, bone curries wat jou warm en vol gaan laat voel. Tweedens sou ek sê wees of benut die heerlike winterson wat ons hier in Suid-Afrika het. Ons is eintlik baie bevoorreg om 'n lekker blou sonnige dae te hê. So kyk om nog steeds bietjie jou 15 minute son elke dag te kry en jou Vitamiene D ryk kos te eet soos jou olierige vis, eiers, en dan laastens sou ek ook sê kyk vir jou vloeistofinname om dit nog steeds goed te hou, soos wat ons nou gesê het, kyk om jy krye tee te drink, dalk 'n koppie tee so uur voor jy eet, want ook met daai krye tee kan jou ysterabsorpsie beïnvloed. So word nie sommer saam met etes neem nie. Baie dankie Shani. Bly net waar jy is. Ons is nou terug met die jongste FIFA nuus. Dis Via en dis goeiemôre, good morning aan jou. Sports editor at Media24, Nathia Marshall joins us today and we're going to chat all things FIFA and of course World Cup. Nathia, thank you so much for your time. Really appreciate that, particularly at this time of the morning. I think the first thing one has to go is right back to the beginning and Bafana Bafana's campaign. After that first game against Mexico, everyone was going, oh boy, we're coming home early. But of course, we saw the opposite of that. Just put that in context for me and how you saw that from your point of view, please. Good morning. I think we started on a very bad note with the loss against Mexico. But, just the way we played, I think that in itself was a disaster. But after that, as the game came along, the team got stronger and stronger. So the team got quite stronger as the games against Czechia. We once again started out bad,
but we ended quite strong in the second half. And then, of course, in the game against South Korea, we were just so much better than the two previous games. So, yeah, and I think that was the important thing is that the team just got stronger and stronger as the games went on. And what would you ascribe that to, Nathia? That's quite an interesting process. Were they, I almost want to use the word overawed on that first game, and then things just started getting better? I think a lot has to do with the way you go into these games as well. I remember from the very first day when we heard that we are playing in the opening match, even the coach himself said, listen, that it's going to be extremely difficult to win this first game against Mexico in the Azteca Stadium. And I think that it works on your mind. And also remember, you're playing in front of something like 100,000 people. And there's so few South Africans in that crowd. You know, so that is all things that work on you. But the longer you stay there, you acclimatize, you get used to the people, you get used to the vibe, and you just confidence start growing. And I think that had a lot to do with it as well. Ek meen jy praat van selfvertroue en natuurlik toe ons dit regtig nodig gehad het en toe ons die wen nodig gehad het, toe kan ons die knoop deurraak. Ja, kijk, ik denk dat het baie belangrik geweest dat veral toe in die tweede wedstryd na die einde van die tweede wedstryd kon jy reeds sien dat die selfvertroue begin bou. Die spelers begin nou weer in hulle selfvertroue en hulle speel die soort sokker wat ons weet hulle kon speel. En dit het dan toe net oorgedra na die derde wedstryd in Suid-Korea. Ongelukkig hekkie te ver vir ons op die ou einde, maar wat dink jy dit beteken vir ons om deur te dring na die laaste 32 vir Suid-Afrikaanse sokker oor die geheel? Kijk, ek dink dit was net die feit dat ons nou vir die eerste keer in die uitklopronde was 'n groot sielkundige oorwinning vir ons as land en as span. Wat jy ook moet nou is dat dit nou die eerste keer was dat daar 48 spanne was in die wêreldbeker. So dit sou sê so vir ons om nie die uitklopronde te haal. Dit sou waarskynlik 'n groot ding gewees het. Want met 48 spanne was die kans dat groot op spanne soos Suid-Afrika om deur te gaan. So ek dink dit was 'n groot sielkundige opstoot vir ons dat ons die laaste 32 gehaal het. Jy noem 'n interessante punt, 48 lande, meer as 100 wedstryde. In jou opinie, is dit te veel of val dit reg op die oor? Ek dink toe hulle eers begin met die konsep van 48, het almal gedink nee, maar dit gaan veel te veel wedstryde wees. Daar gaan te veel sokker wees, daar gaan te veel spanne wat nie goed teen mekaar opweeg nie. Maar die kompetisie in Noord-Amerika het gewys dat dit kan werk, want daar was baie minder wedstryde waar die spanne eintlik oor mekaar geloop het. So ek dink dit kan werk. Nathia, ek is verskriklik geïnteresseerd om te hoor wat jy sê oor die naweek en ek wil die vraag so vra, don't cry for me Argentina. Ja. Kijk, almal as jy net die naam Argentinië noem en dan onmiddellik is dit net Messi wat almal van dink, maar jy weet maar mense moet ook nie vergeet van Frankryk. Frankryk is waarskynlik die span wat die beste sokker gespeel het so ver. En dan het jy natuurlik spanne soos Spanje wat ook dopgehou moet word. En natuurlik moet ons ook nie vergeet van Marokko. Marokko het verlede keer die halfeindronde gehaal. So almal verwag dat hy die keer selfs beter gaan vaar. Please describe to us how you see the next few games, because obviously, as we saw over the weekend, massive surprises that I think very few, even bookies, would have called. How do you see the rest of the run-up to the final? I think the one thing that's happening now, the teams are much closer to one another when it comes to these matches, and especially now when you reach the quarterfinal, the semi-finals, you're not going to get walkovers anymore. So, and in many cases, it's what happens on the day. Remember, these teams, they are strength-wise, they are on the same level.
So what happens on the day has a big, when it comes to the outcome of the match is on the day everything goes right for you, and all of a sudden you have a Norway walking over Brazil or whatever the case may be. So a lot has to do on how you prepare and how ready you are for the match on the day. But as you said, teams like Argentina, France, Spain, those are the guys that they are always there when it comes to these big games. So make a call for me. Tell me how you see the semi-finals. Who's going to be there? I still believe that. I think you'll have Argentina there just because of Messi. I mean, Messi, to have someone like Messi in your team, your place in the semi-finals probably booked already. So we're looking at, I would say, France has a very big chance of going through. I'm not sure who's meeting who in the next rounds, but I would say France is it's almost a certainty because of the way they have been playing. And then, of course, we also have, as you said, Argentina. I'd say those are the big names. But also, if you look at England, I think England has surprised many people with the results that they have been getting, especially with Harry Kane at his best. So that is another team that you have to watch out for. Lastly, before we wrap it up, give me one thing that you've learned from this World Cup that you didn't know before it kicked off. I think the good thing for me, or the surprising, or the surprise package was for everybody, I would say, is the fact that 9 African teams went through to the round of 32. So it shows that African soccer has improved a lot, and I think going forward we can only expect much more from these African teams. So I think that was the one big thing that surprised me was the success of the African team. Nafir, thank you so much, the sports editor at Media 24. Baie goed om met hom te gesels en so vinnige insig na Wêreldbeker sokker. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug, dan vind ons uit hoekom is die ekonomie soos hy is en hoe beïnvloed dit die jeug? Wat gaan hulle daarmee maak in die toekoms? Bly ingeskakel. You're watching Goeiemorgen, good morning. A growing question is emerging in South Africa. Are young people being prepared for an economy that no longer exists? We're joined now by Octavius Pokubiye, Executive Director of the Mr. Price Foundation, to chat about the Binzu Youth Fund and how we can better prepare our youth to navigate a changing economy. Octavius, welcome to Goeiemorgen, good morning. Good morning. Thank you so much for having me, and good morning to your viewers as well. Youth unemployment remains one of South Africa's biggest challenges. Why do you think so many young people are still struggling to find work? There's a number of challenges. Some are systemic, some are market-related. And I think if you look at the total number of young people who are not in education, not in employment, not in training, we've underinvested in terms of our economy. Infrastructurally, we have not put enough resources to build new economies, to build new sectors, to create new jobs. What we've also not done is, as it were, when you have a growing number of young people that exit our schools, exit our colleges, exit our universities, we have not allowed or created enough infrastructure or railways and pathways for young people to transition from the schooling space or university space into job opportunities. And we've made it incredibly harder or more expensive or inaccessible. And that's why you've got, Roseanne, a lot of young people who are today without jobs and without opportunities. So, and the many reasons are, one, we've just had insignificant or lack of investment in creating real opportunities for young people to really be economically active. Is part of the problem that we are preparing young people for jobs that are changing or in some cases disappearing altogether? Well, in some
In some way, yes. But I generally, from the work that we do in Mr. Price Foundation and all the other colleagues that we see in the sector, it's less about, are we preparing youth for the jobs that are required now and in the future? To some extent, yes, that plays, but it's also very sectoral. It's industry based. There are certain core or critical sectors that you have to look at them from a point of saying, whose responsibility is it to ensure that as young people exit training facilities, educational facilities, there are jobs that are competently available for them, right? And the onus can't be put on the shoulders of young people. To be, to keep abreast or keep up to date with new jobs and new opportunities. Yes, there's an opportunity for them to really, take new jobs, either skills or opportunities, new sectors that are emerging. But overall, I think in the infrastructure that we've designed in producing this talent, we should be producing talent coming through all our facilities and our institutions based on our estimated demand of new jobs and sectors that are coming up. So, if we're saying, 1,100 graduates are exiting universities and there are no jobs for them. So when they were in the universities, the sector, the economy, both government and private sector, we were imagining that 2026, which are sectors that will be absorbing as much talent in which sectors and whatnot. So it's from that perspective that, we've seen, and I also argue that if we are using a demand-led approach in our strategy for better opportunities for young people, we are likely to have a better outcome when young people are exiting different institutions that develop them or train them. So I think the responsibility is on everybody, but largely, young people are very active, very smart, very capable. I don't think it's a case of them being trained and they don't, the skills that they have are not relevant to where we are. I think we've got to make it a lot more easier, more practical, and carry with them with that view of absorbing what the demands are based on the industries that are critical for us. Yeah. Tell us about the Binzu Youth Fund. What inspired the program and what support does it offer to young entrepreneurs? Well, the Binzu Youth Fund came about because we had to understand that the both government and private sector can only do so much in creating jobs. There is also an understanding that young people are not in one category. There's multiple categories of young people. There are those that are looking for jobs, which is fine, and then there are those that are looking to create businesses, be more enterprising. And we started the Binzu Youth Fund to offer that category of young people an opportunity to start businesses in their communities. We understand that being an entrepreneur is also a very lonely exercise, very, very difficult space. So you want to be able to work with young people. And that's why Binzu Youth Fund was set up as a youth entrepreneurship program where a young person in any corner of this country can look to it and say, here's a program that can support me in this very difficult journey of starting a business. And that's what it looks for. It looks for young people between ages of 18 to 35. Across any industry across the country, and meant to support by giving seed capital, patient capital that understands that you don't have the collateral, but also does provide you with capacity development because you don't sometimes have all the skills that you need to build businesses. We facilitate market access, and that's really what the Binzu Youth Fund is. And so far, we've done some exceptional work. It's year one, we're done. It's a new program, very excited about it. And if there's other institutions that want to work with us to really make it even a bigger program and reach as many young people to one corner of Northern Cape, Uppington, to go as far as Musina. That's what we're looking for. And that's what the Binzu Youth Fund is really for. So the businesses range from recycling to agribusiness to digital education and township enterprises. What does that tell you about where young people are spotting opportunities, just in short? It's telling us that young people are watching the market, are responsive to some of the problems that are facing their communities, and are being very solution driven.
and the different emerging sectors that we are seeing, whether it's renewable energy, it's last mile delivery, it is digital, platform businesses. I think young people are demonstrating that they've got the talent, they've got the eye for opportunities, and they're just looking for a partner that is going to work with them throughout in building the sustainable businesses. Octavius, where can people get more information about the Mr. Price Foundation and the Binzu Fund specifically? 100%. So we're available on Facebook, Mr. Price Foundation. Tap it out there. The Binzu Youth Fund applications are open as well. You'll find the form right there posted. LinkedIn, same thing, Mr. Price Foundation. On Instagram, we're also there at Mr. Price Foundation. And Twitter, yes, X, well, it's called X now. So we're available there. Mr. Price, the Binzu Youth Fund are still open until the 20th of July. So this is the week and next week to really send through your application. Thank you so much, Roseanne. Octavius, thank you so much for joining us. It's so great to see a solutions-driven enterprise and something that's focused on growing the youth and the economy as well. Stay where you are. Music on the way, and you don't want to miss Carl Kitsoff's brand new reworking of Psalm 23. Peter is up next. Waters waar is lei hy my. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte pad. Ek sal altyd in die huis van die Here bly. Al loop ek deur 'n donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want hy is naby my. Berei 'n feesmaal voor my vyande. Die salf my en maak my beker vol. Net goedheid en trou sal my volg. En ek sal altyd in die huis van die Here bly. Al loop ek deur 'n donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want hy is naby my. Al loop ek deur 'n donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want hy beskerm my. Altyd naby, hy stap saam met my. Hy is naby, altyd naby, hy veg vir my. Hy is naby, altyd naby, hy stap saam met my. Hy is naby, altyd naby, hy veg vir my. Loop ek deur 'n donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want hy is naby my. Al loop ek deur 'n donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want hy beskerm my. Hy is naby my. Hy beskerm my. Hy is naby my.
Psalm 23 is een van die bekendste gedeeltes in die Bybel. 'n Skrifgedeelte wat al vir geslagte lank hoop en vertroosting bring. Nou gee Karl Kitsoff die tydlose woorde 'n vars, moderne klank met sy nuwe enkelsnit, Psalm 23. Kuier ook vanoggend by ons hier in die ateljee. Goeiemôre. Good morning, Karl. Hallo Pieter, dankie. Lekker om hier te wees. Ja, man. lekker man. Ek is bly jy het so 'n bietjie vroeër ingekom want ek kan sien jy's nou daarom al 'n bietjie meer wakker. Ja, ek is hier nou. Luister, het jy ooit gedink dat jy so 'n mooi lied van hierdie bekende psalm sou opneem en sing? Glad nie. Ek dink hierdie Psalm, jy weet, dis een van daai skrifgedeeltes dat hy's iewers in iemand se ouma se huis, is hy op 'n doilie of op 'n gehekelde lappie teen 'n muur. So jy ken hom, jy weet, jy word groot met hom. En vir my was dit al vir my lewe is een van daai skrifgedeeltes. Ja, dis so kliseë, jy weet, ek ken hom, ek het hom al gehoor. Jy weet, whatever. En ek was so half soos ek sal seker nooit 'n song skryf oor die ding nie. En ek spot toe met my huidige vrou. Daai tyd was sy net my vriendin, ons was tieners. En ek sit my gitaar en ek soos man, ek sal nooit nie. Sy soos try dit net. En ek begin net 'n melody bysit by die Psalm en ek soos okay, wow, hierdie werk actually. En hoe meer ek toe net die skrif gaan lees het en ek dink hoe ouer ek word, hoe meer het die skrif my 'n realiteit geword. Jy weet, as jy jonk is, doen jy mos 'n klomp goede, maar toe ek ouer word, toe voel ek okay, wow, yes, hierdie slaan nogal hard. Wanneer jy ouer word. Ja. En waar dit gaan, jy's oor daai lewenservaring. Was dit vir jou moeilik om ek meen, want dit is 'n ding waarvan jy ook nie die kern wil verloor nie, die trefkrag wil verloor nie. Was dit moeilik of was dit nou maklik met my musiek by? Ja, ek dink dit was my toe ek nou die liedjie so 'n jaar terug retake, nê, en ek begin hom sing. Ek onthou ek het hierdie een oomblik gehad wat ek half soos net trane in my oë gekry het. Nou my vrou sê ek huil maklik, maar wat seker waar is, maar ek het regtig net emosioneel geraak want toe besef ek as ek terugkyk oor my lewe, dan besef ek regtig die skrifgedeelte dra soveel waarheid. Soos deur elke vallei van my lewe het die Here saam met my gestap en het hy my gedra. En ek dink soos eers wanneer toe dit klik, toe besef ek, hierdie liedjie is nie net 'n liedjie vir my nie. Dis nie net nog 'n oulike dingetjie wat ek bymekaar gesit nie. Dis is 'n lewensverhaal. Dis 'n getuienis van hoe die Here regtig saam met jou stap deur elke vallei. En ek seker, ek meen jy wil nie net hê mense moet na hierdie liedjie luister nie. Dit sal vir jou lekker wees as aanbiddingsspanne en goeie ook gebruik. En op so 'n manier laat loop. Ja, verseker. En kyk, dis direkte skrif, né? So die hele song is letterlik direkte skrif. Ek dink is die nuwe lewende vertaling wat ek net so gevat het, my eie melody lyn bygesit het en ek het 'n brug bygeskryf. So ja, ek dink ook dit kan werk vir enigiets, vir 'n gemeente of vir 'n ou wat hom net in sy kar wil luister. Ja. Hy gaan met jou praat. Ja, verseker. Was dit vir jou makliker om die melodie te doen as teenoor ander liedjies wat jy al gedoen het of van meet af moes skryf? Ja, ek dink so. Ek dink as iets eers in my hart gaan sit het, dan is dit half asof dit uit jou uitvloei. As 'n musikant ervaar ek dit so. Baie keer, jy weet, as jy sit met iemand anders se lirieke en goed, dit vloei nie so maklik nie want jy het dit nie gelewe nie. Verstaan, maar wanneer jy iets skryf wat jy dit kom uit jou uit twee verlede uit of en uit. En sekerlik die Heilige Gees ou net op 'n baie besondere manier gelei met hierdie spesifieke liedjie. Verseker. Ja, ek onthou dit was 'n mooi oomblik. Ek het net so gesit met my gitaar en wysie begin speel en begin sing. Toe sê ek soos, okay, wow, hierdie is iets. En vertel vir my van die musiekvideo want hy slaat net so mooi raak en maak net die prentjie. Ja, so ek wou juis met die musiekvideo iets vasvang van heiligheid, iets vasvang van die Here se teenwoordigheid. So ek het 'n buddy wat 'n baie mooi chapel het, hy werk vir 'n plek wat 'n baie mooi chapel het en dit was 'n ou Anglican church dink ek wat nou hulle gebruik dit nou om jeugdienste te hou. So hulle kry klop jong mense daar binne, maar dit ons regtig nou die plek is beautiful met loodglasvensters en mooi beligting en alles. En toe het ek en my band daar ingepoel, ek en my vrou en my band daar ingepoel en net regtig 'n lekker tyd gehad, gejam, musiek mooi gemaak. Ja, special baie special geweest. So wanneer is hierdie enkelsnit 'n musiekvideo nou beskikbaar vir ons almal om te geniet? Hierdie Vrydag is hy beskikbaar oral, alle streaming platforms, die musiekvideo op YouTube, so ja. Ja, en wat hoop jy kan 'n ou bereik met hierdie song? Wie almal, ek meen daar's nie 'n mark vir wie hierdie ene uit is letterlik vir almal. Ja, my hart is verseker vir letterlik enige ou. Veral my hoop is dat iemand wat dalk soos ek hierdie skrifgedeelte al jare lank, jy weet van hom, jy weet, maar jy het nooit regtig geklik dat, okay, maar die Here is regtig by my. Soos ek dink veral in hierdie tyd waar ons lewe, daar's baie mense wat deur valleie stap, nê, storms en moeilike tye, moeilike goed, en dat hierdie skrif net weer 'n waarheid sal word. Dat selfs in die moeilike goed, soos onthou
soos die Bybel beloof ons nooit dat ons nie deur 'n vallei gaan stap nie. Inteendeel, hy sê half soos jy kan maar jouself prepare, daar gaan valleie van die lewe kom, jy weet, maar selfs in die valleie stap hy saam met jou. Baie dankie vir jou inloer vanmôre en baie sterkte met die sang. Ek weet sommer hy gaan goed doen. Dis al van ons kant af wat vanoggend aan betref. Kyk uit vir sy nuwe liedjie eerskomende Vrydag. Ons gesels môre weer. Lekker dag.